Goeiemôre broers en susters. Ek wil graag begin deur net ook ons innige simpatie met Tannie Corine en al haar kinders en kleinkinders hier betuig ook. Dit is hier's 'n paar Sasolburgers, mense wat ver van Parys af gery het. Maar ek kan julle verseker dat die hele Vier Ankers gemeente ook baie hartseer saam met julle is. En hulle het ook gesê dat ek ons groete mag oordra en vra dat die Here vir Tannie hulle sal troos. Ek dink as jy net jy hoef nie baie lank in Sasolburg te gebly het nie, dan sou jy vir Chris geken het. Jy was nie op 'n plek waar hy was, dat jy nie na die tyd van hom geweet het nie. Maar ons het mekaar so in 1998, 99 leer ken, toe die verskillende gemeentes wat toe nou later Vier Ankers geword het, saamgesmelt het. Maar ek het hom Chris die heel beste leer ken saam met David Keiser, ook 'n ou legende in ons dorp. Ons het altyd Saterdae vleis gebraai. Daar was ons maar by die kerk altyd 'n behoefte aan 'n geldjie iewers waar, en Chris het baie gehou van braai. Dalk ook van eet. Maar so het ons baie Saterdae saam gebraai. En hy was 'n ou wat hy kon baie, kom ons sê maar hy kon baie entoesiasties oor 'n saak raak. En hy kon 'n ding bepraat en vertel en so meer. So ons het baie gepraat en geredeneer en so meer. En toe kom ek eendag op sy regtige sagte plekkie af. En dis die hele kwessie rondom selfde geslag verhoudinge. Gays, homoseksualiteit, is van hy het nogals gesukkel om dit te hanteer. En daarmee het ek vir hom gesê, ag oom Chris, jy's so bloody handsome. Wat sal dit nou fout maak as ek jou 'n sweetjie gee? Hy was dadelik, hy sê, jy moet dit probeer. En dit het toe nou ons manier van groet geword, dat ek nou nie weet of ons dit hier mag herhaal nie, maar julle het almal daarom vir oupa geken. So as ek hom gesien het in die dorp of so, dan sê ek, oom Chris, dan sê ek moer jou. En ek dink dit was min of meer ons laaste gesprek ook daar op Spar se stoepe. Dit is baie hartseer om te dink dat ons ouer word en dat ons tyd hier verbygaan. Ek hoop dat sy kinders, hulle is eintlik ook al oud, as ek so mag sê, dat sy kleinkinders ook sy temperament, geaardheid, ek kan nie dink aan mense met wie hy nie oor die weg gekom het, en dan het hulle dit nie geweet nie. As jy nie gelaik het nie, jy het dit geweet in elk geval. Hy kon, my kinders sê dat hy dood is, dat hulle nie mooi geweet wie nie. Wys hulle die foto toe, sê hulle die kokketiel oom. So hy was by 'n klomp plekke betrokke en so meer. Iets wat vir my uitstaan van hom is dat hy, alhoewel hy gedink het, elke ou het sy plek, was hy een van die lidmate van ons gemeente wat die beste met die swart gemeenskap oor die weg gekom het, want hy kon so baie goed soet praat. En meer as een keer het ons gestaan en braai daarso, en dan bou hy sommer 'n gou-gou gesprek hier so op met, want dit is almal wites wat kom koop. Sê, nee, dis verkeerd. Praat hy bietjie daarso en skielik dan verander ons kliëntel sommer so klein bietjie ook. Want hy het regtig waar met mense goed oor die weg gekom. Hy kon hulle lekker lees en verstaan. So was hy ook die ou wat meer broodjies verniet weggegee het ook. Omdat, ja, maar hierdie ou kan ons duidelik nie betaal. Die dominee gee vir hom 'n broodjie en daar vat. Hy het nou later dit self inbetaal ook. Hy het 'n groot en 'n goeie hart gehad. Ons gaan hom baie mis. In die dorp mis ons julle al lank al. Ek dink julle gaan hom baie mis. Maar en mag die Here julle troos, ons almal, naby ons wees. Kom ons bid. Ons is hier om die Here en Jesus in die sentrum te stel. Baie spesiale man, maar ons is hier om die Here te eer en sy lewe te vier. Kom ons bid saam. Hoe lekker is dit, Here, om op hierdie lewensreis mense te hê wat saam met ons reis.
Hoe lekker is dit dat ons tye met mekaar kan saam deurbring, wat na die tyd die mooiste herinneringe word. En hoe seer is dit, as een van die mense met wie ons reis, se pad aan 'n einde kom. En daarom is ons hier by mekaar, ons vier Christus se lewe. Maar Here, ons kom ook om by U troos te soek. Ons is hier om na U wil te vra, ook vir ons eie lewe, sodat ons in die reis waarop ons op pad is, dat ons saam met U sal reis, en dat ons die verskil sal maak, wat ons glo in Christus gemaak het, in sy lewe, dat ons dit ook vir mekaar sal wees. Dat U naam geëer word in die wyse waarop ons ook mekaar se vreugde deel, mekaar se laste dra. As ons saam lees uit die Bybel uit, wil ons vra dat U helder en duidelik met elkeen van ons sal praat. Die Bybel is genoeg. Ons hoef dit nie nog ook uit te lê en verder te verklaar nie. Maar as ons daaroor gaan nadink, mag dit dan op so 'n manier wees, dat dit nie die bedoeling van U teks vir iemand dalk deurmekaar maak nie. Mag ons regtig waar hoor wat U vir elkeen van ons sê. Elkeen het 'n eie woordjie van bemoediging en versterking nodig, dalk ook vermaaning. Laat ons hoor wat U vir ons wil leer. Mag U naam geëer word in die viering van oom Chris se lewe. Amen. Dis nadelig as ons nie sing nie, want as ons nou gesing het, kon ek myself nou 'n bietjie by mekaar skraap, né? Is daar 2 skyfie vertonings? Ja, daar is nou eers een, baie dankie, maar nou kan ek myself by mekaar sê. Dink vanaand aan elke oomblik saam met jou, wat ek aan vashou, en hoe die wêreld sonder jou vir my te leeg raak. Jy's al wat sin maak, dit die moeite werd maak. So bly vanaand tot die ritme van jou hart en myne saam praat, tot jou spore in die sand en myne een raak, ons drome volmaak. Ek lees graag vanmôre die 2 psalms wat ook vir Tannie Corine in hierdie tyd getroos het. En die ene is Psalm 139, baie bekende psalm wat deur Dawid geskrywe is. Hy sê: Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voor hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit.
U is met al my paaie baie goed bekend. Daar's nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van al die kante. U neem my in besit, en die wete oorweldig my, dis te hoog vir my begrip. Hy besef nou eintlik, maar as die Here my so goed deur en deur ken, dan moet ek eintlik probeer wegkom. Daarom sê hy, waarom sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, dan is U daar ook. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om in die nag te verander. Maar vir U is self die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek verseker. Daar was nie 'n been van my vir U verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot nie. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hy wil nou nie meer wegkruip vir die Here nie, want hy sê, U ken my deur en deur en nog, bly U vir my lief. En daarom sê hy, hoe wonderlik is al U gedagtes vir my, o God, hoe magtig is hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, is hulle meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te maak hê. En dan vers 23 en 24, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, en kyk of ek nie dalk op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Hy sê, ek wil nie op die verkeerde pad wees nie, loop U saam met my, hou my op die beproefde pad. Ook in 'n swaar en 'n seer kry tyd soos hierdie, kan 'n mens dalk nou al jou hoekom en waarom vra, verwyte, waar is die Here en so meer. Here, wees asseblief by my, want U gedagtes vir my is so goed. Ek wil nie verdwaal nie. Hou my op die regte pad. En dan die volgende psalm wat presies nou daaroor gaan, dat die Here my op die regte pad hou, is die baie bekende Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, en hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. En selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en U liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Ons het hierdie twee psalms gelees, Psalm 23 en Psalm 139, eintlik albei van hulle wat gaan oor 'n reis, en dat die Here ons op die regte pad moet hou, by kruispaaie staan, dat hy ons sal lei, dat ons nie sal afdwaal of verdwaal nie. Jy weet, in die ou dae het hulle nou nie, 'n klomp van ons het nou van ver af gery hiernatoe, en al was die paaie besig en so meer, ons het lekker gerieflike kar, en ons het vinnig hier uitgekom, maar in die ou dae moes hulle obviously stap, en die Israeliete, die Jode van destyds moes gereeld gaan gestap het Jerusalem toe. Daar was sekere tye in die jaar wat almal Jerusalem toe moes gaan, vir Paasfees byvoorbeeld, om daar te gaan offer. En so het hulle dan uit hulle huise uitgekom, uit die dorp uit, en so het hulle aangestap op pad na Jerusalem toe. En dan natuurlik om die pad korter te maak, het hulle begin sing. Lekker loop hulle saam en dan begin sing hulle liedjies. Nou sommer enige liedjie nie. Hulle sing liedere wat vir hulle help om te fokus op die rede waarom hulle op pad is. Hulle sing, ons het dit nou in die Bybel opgeteken as pelgrimsliedere. Hulle loop en sing en hulle fokus op die Here, op sy bevryding, op sy sorg, op wat dit is
wat vir hulle ook die vreugde gee, dat hulle wil gaan offer. Baie van die pelgrimsliedere moet hulle ook sê, ons is regtig jammer oor die sonde wat ons gepleeg het, en dat ons nou weer moet gaan offer. Die bekendste van hierdie liedjies wat hulle so gesing het hulle altyd gesing as hulle so naby aan Jerusalem kom, dan sien hulle al die berge wat hulle bedreig, hier moet hulle deur die pas gaan dalk of so iets, dan sê hulle, ek slaan my oë op na die berge. Waar gaan my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat saam met my op hierdie pad loop. Psalm 23 is ook 'n liedjie wat iemand sing wat op reis is, maar Dawid, wanneer hy hier skryf, lyk dit asof hy alleen op reis is. Bes moontlik nie op reis vir 'n lekker rede nie, hy vlug. Hy weet nie eintlik mooi waarheen nie. Hy's 'n vlugteling. En miskien vlug hy weer vir Saul, wat hom 'n paar keer mos maar wou doodmaak. Op 'n stadium was dit self sy eie seun Absalom wat hom wou vermoor, en hy moes kaalvoet uit Jerusalem uitvlug. So hy is besig om te vlug, en hy wonder wat hou die toekoms vir hom in. En dan sit hy so en dink, dit was daarom eintlik baie lekkerder toe my lewe eenvoudig was, toe ek net skape gehad het om op te pas, en nie 'n klomp mense wat nie van my gehou het of my wou dood hê nie. En dink hy aan die skape, en dit is asof hy verlig kan sê, waaroor worry ek? Die Here is my herder. Soos wat ek my skape versorg het, so versorg hy my ook. En wat ook al met my gebeur, ek is in sy hande. Ek is op reis, ek is op vlug, maar ek weet dit, die Here het homself so aan my verbind, dat wanneer ek nie meer mooi weet watter kant toe nie, wanneer ek op 'n kruispad kom, en ek weet nie, moet ek links of regs draai, reguit aanhou, wat moet ek doen? Dan sê Psalm 23, die Here het homself so aan my verbind, hy lei my op die regte pad, sodat sy naam daardeur geëer kan word. Tot die eer van die Here lei hy my op die regte pad in my lewe. En dis eintlik juist Dawid se dilemma as hy later, baie rustiger nou, Psalm 139 dig. Hy sê, maar ek loop inderdaad hierdie pad saam met die Here. Die Here is inderdaad my herder. Dit is so dat die Here hom aan my verbind het. Want hy is my God, hy is my herder, hy is die een wat saam met my loop. En hierdie verbintenis, sê hy, vra dan van my 'n voluit verbintenis. En hierdie verbintenis kan ek nie fake nie. Ek kan nie maak asof ek die pad saam met die Here loop en dan eintlik my eie pad loop nie. Want hierdie pad loop ek volledig saam met die Here. Hy ken my gedagtes. Hy weet wat ek sê, nog selfs voor ek dit sê, weet hy wat 'n woorde ek gaan gebruik. Die Here is oral. En dan raak dit eintlik vir hom te veel, want dit beteken, hy weet ook wat in my hart aangaan. Dit is alles goed en wel om vir die Here te kan sê, ek staan hier bietjie by 'n kruispad, watter kant toe nou, maar die Here ken al klaar my hart, dat ek nie noodwendig die pad saam met hom wil loop nie. En dan voel hy bang, en voel hy wil gaan wegkruip vir die Here. Hy wil nie saam met die Here meer loop nie, want die Here weet ook dat hy self, soos ou Koos Doep gesing het in sy gebed, elke afdraaipaadjie ken, en hom graag vat ook, en daarop gaan loop. En dan, uiteindelik, kom hy tot die gevolgtrekking van Psalm 23. Hoekom sal ek van die Here af wegvlug? Die Here ken my, hy ken my van kleins af, hy ken my selfs nog voor ek gebore is. Hy weet wat in my kop aangaan, hy weet wat in my lewe gebeur. Nog selfs voor ek gebore is, was hy by my betrokke gewees. Hy ken die kinkels en draaie van my paai, hy weet wat ek kies, en dat ek baie keer teen hom kies, en nog bly hy lief vir my. Dis die wonderlikste ontdekking, dat hy vir my sorg, en die sorg van die Here, daar in Psalm 23, die mooiste beelde van groen weivelde, waters waar daar rus, vrede is, 'n gedekte tafel, feesmaal, waar ek aansit, geen vyande toegelaat, en so meer. En daarom dan nou, dat hy sê, wat van die sleg in die lewe? Wat van die trane van hierdie lewe? Wat van vandag? As die Here regtig waar vir my so deur en deur ken, as hy my help op al die kruispaaie, op die regte pad lei,
dan stap ek ook in die donker skaduwee saam met hom. Want sy stok en staf, ons is mos oud genoeg om die ou vertaling te onthou, né? Sy stok en staf is by my. En hy sorg vir my. En al gaan my lewe partykeer deur donker valleie, deur swaar krytye, die Here is by my. Hy sal vir my sorg, selfs in my donkerste en seerste tye, is ek nooit alleen. Selfs in daardie oomblik wanneer ek sterf, is die Here by my. En daarom dan al die wonderlike seën van die Here, dat ek mag weet, hier leef ek elke dag op reis saam met die Here, en as hierdie lewenspad hier tot 'n einde kom, dan gaan ek om eendag ewig saam met hom te wees. En so het oom Christus ook geleef. En dis ons troos, dat hy die Here geken het, en hierdie reis met hom op pad was. Maar dat ons dan nou self ook nog op reis is, en die Here ook by ons is. Nou sê Dawid, kom ons doen 'n bietjie moeite vanmôre, en dan tel ons 'n bietjie af, al die wonderlike dinge waarmee die Here vir ons seën. Hy sê, maar vergeet maar om 'n abacus te vat, om elke keer 'n kralietjie, vir alles wat die Here vir jou goed doen, 'n kralietjie af te tel, vir iets moois wat hy vir jou gedoen het. Probeer dit doen met die sand van die wêreld. Daar's ontelbare hoeveelheid korreltjies sand. En hy sê, as jy die laaste korreltjie sand getel het, dan moet jy weet dat jy nog steeds met die goedheid en die guns van die Here besig. Hy laat my nooit alleen. Ek is altyd in sy sorg. Hy is altyd by my. Daar's nooit 'n dag wanneer ek sonder hom is nie. Die dilemma is nie hoe goed God is nie. My dilemma is, ek het nie genoeg tyd om op te noem, om af te tel, al die wonderlike seëninge van die Here in my lewe nie. As ons iemand se lewe vier, soos Christen, dan sien ons dit ook. Dat hy soveel gehad het om die Here oor te dank, te loof, te prys. En hy het dit gereeld ook gesê, hoe geseënd hy, hoe hy ook is. En 'n reis op pad is die Here by ons. Laat my ons nooit alleen nie. Met die reis van my lewe is dit soos 'n goeie herder in die Midde-Ooste wat voorloop en ek loop maar net saam. En die eindpunt van hierdie reis is nie 'n geografiese plek. Die eindpunt van my reis is nie die hemel nie. Ek gaan daar eindig, dis ook vir my belangrik. Maar die eindpunt van my reis is om hier en nou vandag al te ontdek, die feesmaal saam met die Here wag nie vir hulle wat in Jesus sterf nie. Die feesmaal saam met die Here wag vir hulle wat hier en nou kan sê, Here, ek is te klein. Ek kan hierdie seer, ek kan hierdie reis nie alleen aanpak nie. Ek het U so nodig. Dis dan wanneer ek ontdek, hy reis nie net saam met my nie. Hy is ook die eindpunt, hy is die bestemming. So het Jesus dit ook vir sy disippels geleer. Dat hy nie net die eindpunt is nie, maar dat hy die weg, die waarheid, die lewe is. Dat ek saam met hom kan reis. Ons is nou in lydenstyd, die tyd wat ons juist dit herdenk, dat Jesus na hierdie wêreld toe gekom het, om aan 'n kruis vir ons te sterwe, 'n herder wat sy lewe aflê, sodat ek op 'n tyd soos nou kan sê, Here, nou is die las te swaar, dit is vir my te moeilik, die trane is te veel, die verwyte steek sommer hier agterkop uit, moes ek nie dalk, maar kon ek nie, waar was U, Here, al die vrae wat ons vra, die Here wat sê, maar ek is die herder, ek is saam met jou op pad, en ek het vir jou hierdie feesmaal, kom sit aan, kom geniet hierdie teenwoordigheid van die lewende Here, want op hierdie manier vind ons uiteindelik troos. Ek kan seker wees van my ewige feesmaal, wat sal aanbreek eendag as ek sterwe, want ek weet vandag alreeds, dat ek saam met hom aan tafel is, saam met hom kan vier. Vyande kan toekyk, hulle is maar altyd doen, maar ek is veilig in die Here se hand, die goeie herder. Hy is die pad waarop ek loop. En dit is ons troos, dat oom Chris bely het dat hy die Here ken. Dat oom Chris besorgd was oor die pad waarop hy saam met die Here loop. Ek glo dat sy lewe net soos ons eie ook vol kinkels was, vol draaie was. Party kinkels en draaie waaroor hy dalk later selfs spyt was. Maar altyd maar saam met die herder op reis was. En dat dit sy vraag was. Hierdie versoek van Dawid hier aan die einde. Here, ondersoek my hart.
Maak seker of daar nie nog 'n afdraaipaadjie was, waar U my nie weer kom haal het nie. Maak seker, want ek weet U is my herder, lei U my op die beproefde pad. Mag die Here so ook vir julle lei, op hierdie beproefde pad, 'n pad waar hy ons trane afdroog, 'n pad waar ons eendag weer hierdie heerlike vreugde sal hê van weer ontmoet. Maar tussen vandag en dan, mag die Here die goeie herder wees wat julle vashou en julle lei. Amen. Here, baie dankie, daar's eintlik soveel meer verse wat ons kon lees in die Bybel, wat ons regtig waar sal troos met die baie mooi woorde. Dawid wat moeite gedoen het 2.500, 3.000 jaar gelede, en hoeveel mense, miljoene mense is nie getroos deur hierdie verskriklike mooi woorde nie. Maar Here, as ons dit alles gesê het, dan is ons Christus plekkie nog steeds leeg, en dan huil ons weer, want Here, ons het vir U nodig, woorde, want niks kan troos soos U teenwoordigheid. Miskien sal ons dan later dan nie meer onthou wat se vers ons hier gelees het nie. Miskien sal ons nie meer onthou wie almal hier was, wat almal gesê het nie. Maar mag ons dit onthou, dat op hierdie dag, toe ons so bitter seer gehad het oor Christus se afsterwe, dat U by ons was, dat U ons vasgehou het, dat U ons gedraai het oor hierdie ruwe rotse. U is die Seun van God, wat U lewe vir ons afgelê het. U het die dood oorwin, U het die Gees gegee, om nou hier by ons te wees. Mag al hierdie belydenisse vir ons baie meer wees as net kerkwoorde, maar 'n vaste belewenis, 'n ervaring waarin ons kan vashou. Jesus Christus, die Here, is hier by ons. In Jesus se naam bid ons dan, dat U ons sal troos. Amen. Ek wil graag eers die formulier lees, en daar staan, ja, dis die verkeerde formulier, hierdie ene, om Christus deur die dood van ons weggeneem, maar die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo sal lewe, selfs al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan gelowiges nou uitroep, dood, waar is jou oorwinning? En dood, waar is jou angel? Ons huil, maar ons treur nie soos mense sonder hoop nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring vir ons hartseer en pyn. En tog gee die Here self vir ons sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons by met sy liefde. En hy beloof om hierdie pad waarop ons op reis is, saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien, want Jesus het mos vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nou nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterwe is en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, dan leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, dan sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan nou lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. En aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Op my program sê dit nou lied met I know your light
So go rest high on that mountain. Son, your work on earth is done. Go to heaven, shout love for the Father and the Son. Oh, how we cried the day you left us. We gathered round your grave to grieve. Wish I could see the angels' faces when they hear your sweet voice say, so go rest high on that mountain. Son, your work on earth is done. Go to heaven, shout love for the Father and the Son. So go rest high on that mountain. Son, your work on earth is done. Go to heaven, shout love for the Father and the Son. Go to heaven, shout love for the Father and the Son. Nou, iemand spesifiek wat 'n hulp blyk lewe? Ik wil mijn woorden een beetje terugkrijgen. Ja, ik was de beste mensen te kennen in de hele wijde wereld. Hij zou zijn laatste 10 rand gegeven, iemand wat ik zei. Hij heeft niet voorbij arme man gereden, weg en kijkt niet, hij heeft altijd proberen helpen. Hij is nooit geoordeel nie, hij heeft me altijd gehelpen. Maak nie so vaak in my lewe is nie. Ja, en ek is baie lief vir opa, en vir ouma ook, al die herinneringe. En wil ek ook net baie dankie sê, en Frank en Albie, alle wat hulle my opa, vriendskap wat hulle vir hom gegee het, alles wat hulle vir hom gedoen het, baie dankie. En al sy dogters, baie sterkte, en ons allemaal baie lief vir julle. Baie dankie allemaal. Allemaal wat hier is, baie dankie. Goeiemôre almal.
Vir die wat my nie ken nie, my naam is Jessie Bekes en ek is een van die jongste kleinkinders van oupa Chris. Eerstens, dis 'n baie groot voorreg vandag vir soveel familie en vriende te staan wat oupa geken het, wat aan sy lewe geraak het en aan wie se lewens hy ook geraak het. So ons sê baie dankie dat julle hier is vandag. Vir my persoonlik is dit verskriklik lekker om my familie te sien. Ek was ongelukkig die afgelope paar jaar was ek nie baie teenwoordig nie, aangezien ek in die Kaap bly. En vandag is definitief nie ideale omstandighede daarvoor nie, maar nogtans wil ek net sê hoe baie lekker dit is om vandag van almal te sien en almal se liefde te voel op so 'n moeilike dag. So ek is eintlik iemand wat nogals maklik woorde vind vir baie situasies, maar ek dink party dinge kan net nie in woorde omskep word nie. En ek glo dit is die gedagtes en gevoelens waarmee baie van ons vandag sukkel. So hierdie is my beste probeerskoot. Ek wil eintlik net my kans vandag vat om vir my oupa dankie te sê vir 'n paar dinge wat ek voel ek nie genoeg gedoen het in my lewe nie. So, dankie oupa dat jy my geleer het om elkeen en almal lief te hê en almal se verskille met respek te hanteer. Dankie oupa dat jy geloof so groot deel van ons familie gemaak het. Oupa se gebede het en sal vir altyd ons familie deur moeilike dinge dra. Dankie oupa dat jy so ongelooflik teenwoordig was in soveel aspekte van die lewe. As 'n man, 'n pa, 'n oupa, 'n boetie, 'n vriend, het jy elkeen van hierdie woorde se definisies oortref en gestaan as 'n ware voorbeeld van hierdie rolle. Mag ons almal streef om ons eie lewensrolle so te vervul. Dankie oupa dat jy nooit geoordeel het nie. Dit was vir enigiemand so maklik om oor enigiets met jou te kan praat. Jy het almal verwelkom met gevoelens van ware omgee wanneer jy werklik net soveel omgegee het. Ek weet oupa se lewenspad was nie altyd maklik en glad nie, maar tog het hy dit so maklik vir almal rondom ons gemaak. Dankie oupa vir elke tennisles, toernooi, prysuitdeling en funksie wat oupa bygewoon het. My ouma en my oupa het my altyd tennis toe gevlak. En without fail, elke liewe keer sal my aflaai, maar dit sal bly van die begin tot die einde, al was dit 'n doodnormale oefening op 'n doodnormale woensdagmiddag. En ek dink dit staan as testament van hoe betrokke en 100% teenwoordig oupa en ouma in ons almal se lewens was. Ek dink elke kleinkind kan sy stories vertel. En ons is 'n groot familie, so dit was baie liefde wat gegee was. Oupa, dankie net vir jou menswees. Jy staan as 'n rolmodel en 'n perfekte voorbeeld van hoe positiwiteit, 'n humorsin, ware omgee en liefde die lewens van die mense om jou kan raak en jou eie weke kan volmaak. Oupa, met my ore hoor ek nog steeds al jou grappies. Met my mond dra ek al jou sê goed voor. Met my hande sal ek my familie dien soos jy altyd gedoen het. Met my gebede sal ek my geloof dra soos jy my altyd geleer het. En in my hart sal ek jou vir altyd hou. Ek is oortuig dat oupa se slag met tale my eie persoonlike liefde vir tale beïnvloed het. En dis wil ek net afsluit met 'n paar woorde in Sotho. Thank you to Dibuseng for helping me with the translation. Ntate moholo, ke o rata, ke o potse. Baie dankie. So ek het net ietsie geskryf toe oggend toe ek gehoor het ons verkeerde. My oupa Christian Miller. Ek staan vandag hier en praat oor oupa. Die liefde wat ek vir oupa het is ontelbaar. Ek mis hom meer as wat ek ooit kan beskryf. Jy was die lig in elke kamer. Die soort mens wat vir 10 sekondes iemand kan ken en hulle sal liefde en bewondering vir jou kan hê. Van Johannesburg uitstap is 2 uur in die oggend waar ons gedink het ons gaan ontvoer word. Tot toe ek 'n oupa getackle het en jou ribbetjie gebreek het. Ek het nog gewag vir oupa se groot rol in Binnelanders of 7de Laan. Nie meer dramatiese mense soos jy kry ons nie. Elke oomblik saam met oupa was 'n avontuur wat ek nooit sal vergeet nie. Maar het breek om dit dink ek gaan nooit weer op ons stoep sit en wag vir jou wit karretjie wat alreeds in die straat ingery kom nie. Jou soene, so sag en vol betekenis, het verseker elke dag vir my gemaak en verseker al die tannies in die ouer huis ook.
Ek gaan daardie koffiedrink sessies en diep gesprekke terwyl oupa groente vir die hele familie skil. Al het almal genoeg wortels en boentjies. So mis. Het my geleer wat dit beteken om 'n goeie mens te wees. Al sal ek ek sal al daardie lesse vir ewig dra. Ek het jou lief, oupa, en jy sal altyd in my hart wees. Dankie dat oupa so goed was vir ouma al die jare. Ek beloof ons is lief vir haar en ons sal ons so mooi oppas. Dankie vir die pragtige dogters wat oupa ook geskape het. Oupa kan trots wees. Oupa, ek wil hê oupa moet weet, is so baie mense hier vandag vir jou. En ons is almal hier om oupa se menswees te vier en die voetprint wat oupa agtergelaat het te vier. Hierdie is nie 'n totsiensdiens nie, maar 'n diens om al oupa se liefde omgee te vier. Ek wens ek kan 'n stuk vir iemand in die hemel vra om 'n stuk groot stuk vetbot om vir oupa te gee. En 'n sweetjie van ons almal af en sê hoe baie ons jou gaan mis. Rus sag my oupa. Ons is lief vir jou, Christian Miller, en ons sien jou eendag weer. Ek dink 'n vet skaapchop sou hom ook gehelp. Nog enigiemand? Jy het dalk nou nie iets geskryf nie, maar voel nou op jou hart om iets te sê. Dis baie welkom. My is bedank. Spoor my, ek is ook nou 'n bietjie emosioneel na die weer om te blyk. Dankie James, dankie Nicola. Ja, eerstens wil ek vir julle almal baie dankie sê dat julle vandag hierdie live celebration van Chris, waar Chris bygewoon het. Ek wil net dankie sê vir Dominee. Hy het my altyd gerig gestel, hy het gesê, Dominee beloof, jy kan hom begrawe in die dood. Om Piet, al die mense wat van ver af gekom het, baie dankie. Sasselburgers, baie dankie. En dan natuurlik Paase bure. Julle het soveel vir hom beteken. Julle gebede in sy laaste ure. Dit gaan baie beteken. Maar ek glo sy gebede is ook verhoor. Hy wou nie 'n las gewees het vir ander mense nie. En ek glo ook nie, hy wou nie vir die baan gegaan het nie. Hy het gegaan soos wat hy wens het hy wil gaan. Rustig, sag in sy slaap. As ek vir Pa Chris kan beskryf in een woord, is dit liefde. Liefde vir sy skepper, liefde vir sy vrou, sy kinders en sy medemens. Soos Hilton sê, hy sal sy laaste R10 uitdaal vir iemand wat minder voorheen is. Ja, en dan dankie Dominee dat jy wel tyd gemaak het om aan Sasselag te ry te Pretoria toe. Dankie vir Bougainville, aftree oor vir die verversings. En weer eens dankie dat julle almal vandag hier is. Die program verder is, ons sal nou as Dominee, ons die seun en alles gevra het, sal ons uitbeweeg. Op die brug sal die dogters en kleinkinders wit duiwe laat loslaat en dan sal almal welkom om verversings die agter in die laba area. Baie dankie. Ons liefste oupa Christian Miller.
ons sien jou eendag weer. Broer en suster, mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by u wees, by u bly, totdat Jesus weer terugkom. Amen. Ek dink die maklikste gaan wees as u by hierdie deur uitstap,